Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank. Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars, ons is dan op ons pos en op die program ons gesels oor alles en nog wat. Nou vanoggend aan die oorkant van my is dit net Jackie, Veronica is nie hier nie, maar as ek so kyk na dit alles wat voorberei is, dan kan ons duidelik Veronica se hand agter dit gesien het. So luisteraars, is julle reg vir klein Saterdag, het julle julle koppie koffie reg en het julle tyd om rustig te kan luister. As jy dan hierdie program gemis het, dan kan jy weer luister na die heruitsending Vrydag 4:00 en volgende week, oor 'n week, gaan hy dan ook op ons podcast en ons YouTube. So, welkom Jackie by julle eie program. Ons gesels oor alles en nog wat. Dankie Leonie. Ja, Leonie is hier oorkant my en Chantay natuurlik is die een wat die leiersels trek. Hoe lekker is dit om dit te kan sê, want dan is daai verantwoordelikheid van ons af. Sy is die regisseur en die klankingenieur en luisteraars, ek wil amper sê, ek kom agter met die reaksie wat ons kry. Ons het duisende luisteraars teestaan. Ja. Hoe lekker is dit nie? Baie welkom. Dis lekker om almal hier te hê. En ek sien ons het met die voorbereiding wat ons gedoen het, bo aan die skrip het ons die 28ste gesit, want ons wil nie hierdie maand moet verbygaan nie. Dit is eintlik die 29ste, maar julle sal dit nie sien nie. So ons behou dit geheim vir julle. Dis waaroor alles vandag gaan. Ons hou dit geheim. Nou ja, ons versoeke, kom ons kyk net gou hoe werk dit. Want Chantay het ons 'n lesing gegee, presies wat ons moet doen en nie moet doen nie. Nee, ek spot sommer, sy het ons net gehelp om dit reg te kry. Versoeke is van Mikkie Durant van Stilbaai. Mikkie, ons gaan een van jou liedere of songs gedurende die program speel en die laaste 2 moenie afskakel nie. Ek het vir jou gevra, hou dit hard klipbaar daar so waar jy is. Gaan ons na die program speel direk na mekaar. Hoe sê die mense altyd, Leonie, oor die radio, 2 in a row? Dit het altyd vir my so mooi. Ja. En dis wat ons gaan doen, Mikkie. En dan gaan ons vir jou sê, ons kan maar sê, seker nou al, nee, ons sal sê, as ons dit speel vir jou, Mikkie, nie nou al nie. Nou ja, baie welkom, ons is hierso. Ja, kan jy glo, dis amper minder as 2 maande, dan is dit Kersfees. Ek weet nie of die dames al die persente reg gekry het, want baie gaan dit mos oor persente. Maar ja, Mikkie, omdat ek 'n vrou is en ek weet hoe ek oor my man voel, gaan ek tog maar hier inglip met die eerste boodskap wat jy het van die hemel weet van Manny Jackson, want jy het dit aangevra vir jou man Leon. So ek sien al hoe roep jy hom nader en sê jy moet nou kom luister man, hier gaan nou vir jou song uitkom en ja, ek sal nou ietsie sê oor die tweede een, Angels Above Me, wat vir my baie na aan die hart lê en sal ek dit sommer verklap, hoekom dit vir my so naby aan die hart lê. En ons skop af met goeie nuus, Jackie. Ja, vir die vakansiegangers, en nie eintlik net vir die vakansiegangers, maar meestal die mense wat ver ry, die petrolprys voorspel hulle gaan volgende week daal in November, en huidiglik is dit tussen 57 sent en 61 sent vir petrol, en diesel tussen 31 sent en 33 sent. So, nou kan julle somme oordoen, al die mense wat ver ry, doen julle somme oor, en kom koop en ondersteun, en kuier lekker in Stilbaai, ons wag vir julle, en nie net in Stilbaai nie, ons het nog Gouritsmond, ons het Witstrand, ons het nog ander dorpies ook, en ons as Radio Fynbos verteenwoordig almal hierso, uit Stilbaai uit, en dis 'n lekker geleentheid. So dan gesels ons treine, Outeniqua se Chuchu. Ja, kan jy glo, ek onthou daai tyd, het was groot verspoelings gewees, Leonie. Ja. Ek weet nie of jy kan onthou nie, luisteraars, waar die spoorlyn verspoel het tussen George en Knysna, en daai was 'n baie belangrike toeriste aantreklikheid. En ek het nogal gedink, ek wil hom eendag gaan ry. Dit wys jou net, mens moet nooit sê eendag nie, sê nou. Maar anyway, ek sien die stoomtrein tussen George en Knysna na 20 jaar, wat hy nie beskikbaar is nie, kan jy glo, gaan weer operasioneel word. Transnet net nou 'n 25 jaar konsessie ooreenkoms met die nuwe operateurs aangegaan.
Voorwaar goeie nuus vir die Weskaap toerisme. Die spoor en brug moet eers herstel word. Daar's ongelukkig nie 'n teiken daarop nie, want ek dink die groot taak is die brug om dit te herstel. Maar die oomblik as so iets geteken is, weet ons, dit gaan aan en dit gaan 'n goeie toeriste aantreklikheid word. En so by the way, ek het nou net eendag gesien, ek het nie nou syfers by my nie, ek het gesien hoeveel passasiers aankomste en vertrekke is op George Lughawe aangeteken. Hy groei op verskriklik. En dit sê vir ons alles, toeriste kom na ons toe. En baie, baie welkom ook. Nou ja, dan bietjie slegte nuus. Mense, almal in ons streek, en mense wat kom kuier en vakansiegangers en dit is ongekend eintlik, maar dis ons brandseisoen. Dit klink nou lelik, maar dit is ons brandseisoen in hierdie area. En is dit nie snaaks dat ons hierdie tyd van die jaar, wanneer lente en somer kom, is ons grys soort van, behalwe natuurlik die fynbos. In Johannesburg is dit totaal anderster, omgedraai. Hulle raak nou al groener en groener. Nou ja, ons het gesien, daar was erge brande in Heidelberg, wat blykbaar tot teen die dam gegaan het, en toe geblus is. En dan lees ons ook van brande by Gansbaai, Bredasdorp en Swellendam. En toe sien ek nou, daar was 'n brand net hier bokant ons, ook bokant Melkhoutfontein, maar lyk my hy is onder beheer gebring. So mense, wees asseblief versigtig. Almal van ons hou van braai, almal van ons maak 'n vuurtjie nou en dan, maar doen dit verantwoordelik en maak seker hy's dood as jy iewers heen gaan of hom net so los. Nou ja, dis dit. En dan is ons by die stand van damme in ons streek. Ja, en ons sê dit elke keer, kom ons noem dit gou, Korentepoortdam, hierdie laasweek 73,9%, week voor dit was hy 79,7%, en verlede jaar hierdie tyd was hy 99,5%. So die trend lyk of ons in 'n droë seisoen ingaan, en dan Duivenshok is 80,9%, laas week of die week voor dit 85,3%, en verlede jaar 100,3%. En Jongensfontein en Orange Grove bly almal by 100% vol. So die gevoel wat ek naderhand begin kry, kom ons spaar almal water, want sou dit so aanhou daal, gaan ons waterbeperkings kry. En dis nie om snaaks te wees nie, die mense moet verantwoordelik wees, ons moet lopende water in ons krane hê. So kom ons spaar sommer proaktief en ons mors nie water onnodiglik nie. Mense doen dit so maklik. Ek sien dit dat baie mense nogal tanks en dit help alles. Ja. Om dit te hê. Nou, ons onderwerp van vandag, Leonie, interessant. Onopgeloste raaisels en geheimsinnige stories, onder andere historiese raaisels van Suid-Afrika wat mense al dekades fascineer. En ek dink net, jy moet ook nou vir die sport net so bietjie aanhaal voor ons by daardie een kom. Die Saterdag se bokke. O ja, ek het al vergeet van dit en ek hoop nie Japan spook weer by ons soos 'n paar jaar gelede toe hulle ons gewen het nie. Ek het nou eendag so 'n praatjie gekry, gesien of geluister tussen aanbieders en John de Villiers, hy was die kaptein en hulle het vir hom gevra watter oomblik staan uit vir jou. Toe sê hy, ek is die enigste Springbok kaptein wat teen Japan verloor het. Nou ek hou van sulke humor. Hy het dit erken en dit was seker die laagtepunt in SA rugby gewees. Maar luisteraars, mans, dames, almal wat van sport hou, hierdie naweek is daar baie rugby weer. Dis weer internasionale rugby. Die All Blacks speel, ons speel, Ierland speel, so geniet dit. Ek hoop nie Japan spook by ons nie, ek twyfel. Nee, wat ons het hou goeie moed. Nou is ons dan by die onopgeloste raaisels en geheimsinnige stories, onder andere historiese raaisels. En dan gesels ons bietjie spookstories. Nou, ek weet nie of die luisteraars weet dat daar 'n spook is by Albertina Hotel nie. Ek het nie geweet nie. Nou, Wolf Productions, wat Chantay is, sy het 'n film gemaak oor dit.
So as julle wil gaan kyk hoe is die spook van Albertina Hotel, kan julle gaan kyk op Revolve Productions. Daar is die spook en sy is mos die wit skadu van die nag. So gaan kyk so bietjie hoe Chantay dit verfilm het en gaan kyk bietjie na die spelers daarin. Dit sal vir julle interessant wees. Maar ons gesels nog spookstories en dit is Uniondale, waar die jong vrou Mary Charlotte Roux in 1968 in 'n motorongeluk oor die Paasnaweek dood is. Motoriste het oor die jare vertel van 'n jong vrou wat duim gooi en dan klim sy in die motor en skielik verdwyn sy op die pad tussen Uniondale en Willowmore. Weet jy, luisteraars, Leonie, ek het bietjie, dit is vir my so interessant sulke goed. Ek het al baie gewonder, is daar nie iewers 'n plek waar 'n spookhuis is nie, wat hulle geld maak actually vir die mense om te gaan spooke sien nie, ek weet nie, ek verbeel my so. Maar hierdie is 'n ander storie, die dame wat Leonie nou net van gepraat het van Uniondale, hulle was blykbaar op pad na haar ma toe. En haar verloofde was 'n ene luitenant Giel Pretorius. Leonie, dis nie familie nie, nee. Nee, Mens weet nooit. Nee, hy moet maar net loop rustig wees, is al wat ek weet. Ja, hy was in die lugmag daai tyd. En sy het blykbaar agter in die kar geslaap en hy het beheer verloor en sy is op slag dood. So iets, ja. Dis nou alles, luisteraars, ons was nie daar nie, so ons praat van navorsing wat ons gedoen het. En ek glo daar's baie weergawe is. Ja, nee, gedurig hoor jy maar na Paasnaweek, weet ek veral in die rapport, was ons een keer ook die motorfietsryer, né? Ja. En toe sien hy die dame wat nou agter hom sit in elke ding. So ons praat spookstories en dan sal ek net so ietsie sê wat my oupa my geleer het. Daar sy. Nou verskeie motoriste het in die 1970s en 80s amptelik verklaringe aan die polisie gemaak. Geen bedrog of misleiding is bewys nie, maar die waarnemings was uiteenlopend. Die beskrywing, jong vrou met 'n wit rok. Nou sielkundiges meen dat dit 'n kollektiewe verbeelding wat versterk word deur die legende self. Plaaslike mense sê sy verskyn net met Paasnaweek, die tyd van haar dood. Daar word beweer sy laat 'n koue lug of reuk van parfuum agter. Party glo sy wag steeds vir haar verloofde wat nooit opgedaag het nie. En iemand het een keer vir my vertel dat iemand het hom vertel, jy weet mos ek ken iemand wat iemand ken wat iemand ken, dat hy die vrou opgelaai het in 'n reendag en toe sy weg is, toe sy seat nat agter. So mense weet, maar okay, en nou is die bewering dat hy dis nou haar verloofde, die luitenant, in 1984 in 'n motorongeluk oorlede is en sy daarna nog nooit weer verskyn nie. Nou ja, dis alles gerugte, dis alles bespiegelings, maar hoe interessant is dit nie? Ja, nou my oupa Koot van Tromsburg, hy het altyd die volgende gesê. Ek was ongelukkig te klein om hom te beleef, maar so het die storie geloop. Hy het altyd gesê, die mense wat in die hemel is, vir hulle sal dit te lekker wees om enigstens af te kom aarde toe. En dan het hy gesê, die mense wat in die hel is, sal te besig gehou word met hulle gewete, so hulle sal nie afkom aarde toe nie. Maar ja, mense, gaan kyk maar by Revolve Productions, die spook van Albertina, ons het daar self raak geloop daar een naweek en toe het ons het verfilm van kamer 14. Nou onopgeloste misdade en verdwynings, ja, hierdie is 'n erge onderwerp, dink ek, om dit aan te pak en ek kan my dit nie indink as mens so iets moet deurgaan nie. Ja, Jessie, dit moet daarom 'n stryd wees wat van onsekerheid, jy weet, as 'n mens, ek sê altyd, ek wil nie eens dink as 'n mens se hond wegraak nie. Never mind jou kind. Jy weet, dit klink hard en dit, maar jy wil lang weet, okay, so kar het my hond doodgery, maar as hy weg is, but anyway, nou die verdwyning. Gino de Jager in sy 30's was op pad om iemand te ontmoet, maar hy het nooit by die bestemming aangekom nie. Sy selfoon is later afgeskakel en al sy besittings, insluitende sy bankkaarte, is nooit gebruik nie. Die bakkie en Gino self is nooit gevind nie, ondanks 'n groot soektog en meer. Ek kon nogal hoeveel keer dit deesdae gebeur, want mense verdwyn maklik. Die saak het groot aandag gekry omdat daar geen teken van geweld, ongeluk of misdaad was nie. Net 'n totale verdwyning.
ontvoer of vermoor, wie sal weet. Ander meen hy kon self verdwyn het, maar daar was geen bewyse van finansiële of persoonlike redes daarvoor nie. Nou ja, hoe sal mens weet? Ek dink baie keer, jy weet, sulke stories is eintlik fascinerend en 'n mens gryp dit aan. En hierdie is nou nie, wat ek nou van praat, is nou nie 'n verdwyningsstorie nie. Dis meer die ou wat so banke beroof in Marius Stander, of wat was sy naam? André Stander, ja. Dit het my verskriklik gefascineer om een of ander rede. Ek hoop nie ek kry 'n virus en ek begin banke te roof nie. Maar dit, ek weet of dit 'n mens se verbeelding aangryp omdat dit iets anders is nie. Ek weet nie hoe werk dit in Leo nie. Ja, nee, dit is maar 'n sielkundige storie en ook net, jy weet, jy kan amper sê dat hulle so verslaaf raak daaraan om nie gevang te word nie. Dat dit al hoe groter is. Maar wat hulle tog die begeerte het dat daardie iets in hulle gestop moet word, dat hulle dan wel gevang word en dan begin hulle amper kan jy sê aspres foute maak. Om dit agterblad te kry. Ja, om dit nou net uit die pad uit te kry. Jy weet, as jy so praat van, ek net vanaf hier sou ek onthou toe ek 'n laaitie was. Ons het so op 'n klein stasie. Ek weet nie of die luisteraars ooit weet of iemand weet wat die stasie se naam. Sy naam is Afrika Skop. Kan jy glo? As jy weet, stuur vir my 'n WhatsApp. Ek sal graag wil weet. Maar daar was onder andere grafte daai tyd naby die lokasie. Nou al ons maatjies was almal van het sy van die lokasie, het sy van die stasie, het sy van wat. En hulle het die vermoë gehad om my bang te praat oor daai graf. Maar sal ons die volgende dag gaan, sê nou maar sokker speel in die veld, en dan sê die een ou vir my, ek sal dit nooit vergeet nie, moet net nie aan my rug raak nie, want die spook by daai begrafplaas het my geklap en dit het my gebrand, sy hand sit daar. Ja. En 'n tragiese ware verhaal was dat mediese studente, ek weet nie of die luisteraars sal dit kan onthou, maar hulle het mekaar gedeer om by die graf 'n pen te gaan inslaan. En wat gebeur het is, dit was in die winter gewees, en die student slaan sy eie jas vas, per ongelukkig, dit moes nou nag. En weet jy, toe hy omdraai en weg te hardloop, wat die skok so groot is wat hy hartaanval gekry het, in die grafplaas. Waar ek so, ja, laat ons maar... Kom ons bly verby dit. Die dooies, loop lê by die dooies. Ja, nee wat. Maar ek hou van daai storieetjie wat jy van jou oupa vertel het, ek sal dit graag wil glo. Ja. En dit maak dit makliker. Nou 'n bekende passasiersvliegtuig wat deel was van 'n militêre vervoerroete tussen die VSA en Vietnam het op 16 Maart 1962 verdwyn met 107 Amerikaanse soldate en 11 bemanningslede. Die vliegtuig het gedurende die nag oor die Stille Oseaan verdwyn sonder 'n noodsein of radiokontak. Geen wrakstukke of lewendes, olievlekke of drywende puin was ooit gevind nie. Ek het altyd gewonder hoekom kan hulle iets vind nie, tot ek eendag gesien het, hulle 'n foto geneem of 'n video gewys van waar 'n vliegtuig oor die see vlieg en probeer, dis te massief. Jy weet, om daai groot oseaan te fyn kom, dis te massief. En jy weet nie in daai spoed, ja, dit lyk net vir my onmoontlik. Nou die moontlikhede sê hulle was 'n ontploffing aan boord, 'n olietanker het glo die flits in die lug gesien, sabotasie of bomaanval. Sommige beweer die vliegtuig is deur vyandelike magte vernietig. Navigasiefout of brandstofprobleme, wat minder waarskynlik is, want dan was nie 'n noodsein nie. Ja, as die vyand jou afskiet of bomaanval, is te gou, jy gaan niks kan sê, ons is in die moeilikheid nie, of myde nie, of niks nie. Nou ja, luisteraars, julle is by Radio Fynbos, hier het Stilbaai regstreeks. Ons gaan nou Mikkie die Rand se song speel. Ons gaan nog gou hierdie, terwyl ons met die vliegtuie besig is, né, Leo nie? Ja. Die Boeing 777 Malaysia Airlines vlug MH370. Ja. Dit het ook my verbeelding aangegryp. Dit het verdwyn 8 Maart 2014 op die roete tussen Kuala Lumpur en Beijing met 227 passasiers en 12 bemanningslede aan boord. Die vliegtuig het van die radar verdwyn sowat 40 minute na opstyg, terwyl dit oor sy Suid-Chinese see was.
Daarna het dit blykbaar van koers afgedwaal en waarskynlik oor die Indiese Oseaan gevlieg voordat dit verdwyn het. Die hoofwrak is nooit gevind nie. Daar was wel tussen 2015 en 2016 'n paar stukke soos onder andere 'n vleuel deel van gevind wat op eilande in die Wes-Indiese Oseaan uitgespoel het. Ek dink amper Mauritius het een gerapporteer, ek weet nie. Huidige status MH370 bly een van die grootste misteries in die geskiedenis van lugvaart. Die presiese liggaam van die wrak en rede vir die verdwyning is steeds onbekend. En 'n mens sal half dink in vandag se tegnologie waar alles oor die satelliet gaan, kan hulle daai vlugplan speur tot waar hy geval het. Maar hier werk het dit nie gewerk nie. Ja, baie interessant. Sal ons hier eers, Mikkie? Is jy reg om te luister na jou eerste song, Mikkie? Ek dink die vraag is ons moet vra van man Leon gereed is. O ja. Mikkie los bietjie vir Leon, dat hy rustig raak, dat hy lekker kan luister. En weet jy, luisteraars, Leon, nou die dag was dit vir my so lekker geweest. Ek klim by 'n winkel en hier's 'n dame wat ons ken. Elia Visser, en Elia stap uit en sy sê, weet jy, daai program van julle, as daai musiek speel, gryp ek 'n besem en ek dans. Wonderlik. Ja, dit was op my tong, Elia. Ek is bly jy het gedans en nie iewers heen gery nie. Ek spot sommer, ek is bly luisteraars, dankie vir sulke terugvoering, ons waardeer dit baie. Leon, hier kom jou song van Mikkie af, jou vrou, geniet dit ou maat. Daar sê Mieke die rand van Stilbaai. Ons glo julle het die lied, die hemel weet, die song geniet. Song sê net vir my iets beter, van Manny Jackson. En dat Leon dit ook waardeer het, en Leon, ja, mens sê vir 'n vrou baie makliker dankie met 'n bos blomme, hoor, net so tip. Yes, Leon, hoor daar, maat. Mikkie, ek hoop jy het geniet. Baie dankie vir dat jy deelneem daaraan. Onthou nou jou laaste 2 songs gaan ons speel na die program. So moenie afsit nie. Inteendeel, ek dink Radio Fynbos moet 24 uur speel waar jy is. Moenie kom met... Ja, dit is nou 'n plan, né? Dan kan die hele hawe dit hoor. Ek sê jou, ja. Ek kan net dink hoe lekker gaan dit wees om daar onder daai sambrele te sit en te luister na Radio Fynbos. Dis 'n lekker musiek en ons het 24 uur lekker musiek. En geniet dit. Dankie Mikkie, dankie Leon. En ja, julle het uit julle kantoor uit op die hawe, kom ons noem dit so, het julle nou die beste uitsig, né? Nee, kyk hierso. So ons is dan nou van spooke af en van verdwynings na historiese en argeologiese raaisels wat net so interessant is. En die eerste een wat ons oorgesels is die Kreermiljoene. Ja. Dink ek wat ook 'n mysterie is, misterieuse iets is. Wraggies, ja. Ja, tydens die Anglo-Boereoorlog, dis nou 1899 tot 1902, het president Paul Kruger groot hoeveelhede goue munte en stawe laat laai voordat hy na Mosambiek gevlug het. Die trein wat blykbaar die goud vervoer het nooit die bestemming bereik nie. Ongelooflik hoe 'n trein kan weggeraak. Ek kan nog verstaan 'n vliegtuig oor die oseaan. Gerugte wissel van begrawende goud lê iewers in die Limpopo streek tot goud wat in private hande beland het. Nog geen amptelike ontdekking van diefskat is gemaak nie. Verskeie ekspedisies het geval. Nou ja, ek weet nie, mense, daar's ons baie ouens wat lus is vir adrenalien, pomp. Loop by Limpopo streek deur, man, miskien kry julle vir ons iets daar. Nou, amptelike dokumente bevestig dat Kruger wel met groot hoeveelhede goud vertrek het in die 1900s gedurende die Britse inval. Die goud is van Pretoria Mint en Staatskas geneem. Volgens Britse verslae het net 'n klein gedeelte ooit opgeduik. Die res bly opgeteken. Nou ek verstaan Paul Kruger moes oor see gegaan het weens siekte en dit. Ek het nou nie mooi dit gelees nie. Maar hy, ja, ek sou die goud verwyder het voor die ander mense dit kry. Moet sê Kobus Wiese praat altyd van die kakies. Ja. Nou die volksmond, wat sê die volksmond? Daar wil vertel dat Kruger dit aan getroue boerewagte toevertrou het
om te begrawe sodat die Britte dit nie kon steel nie. Ander sê Creer het self geweet waar dit is en die kennis saam met hom Europa toegeneem. Baie boere glo nog die goud lê onder 'n muur so of klip op die eers. Hoe verbaas sal jy wees as jy op so iets afkom? Ja nee, kyk, jy kan maar net stil bly, hoor, oor Ja. daardie een dan. Maar die groot gat van Kimberley bly nie stil nie, maar dit is die skree van die aarde. Ja, daar is verhale van onverklaarbare klanke wat diep uit die gat gehoor word. Soos 'n lae dreuning, sommige meen dis net die wind of akoestiek. Ander glo dis 'n ondergrondse verskynsel of energiebron wat verband hou met die aarde se vibrasies. Ja, dis snaaks. Deesdae dink ek is dinge makliker om op te klaar as in daai tye. Ja, ek onthou hierdie een storie van die oom en die tannie wat so op die plaas sit in die Karoo wat baie droog is. Laat daar amper niks oor is nie. En met die kom, dis nou jare terug, met die kom die helikopter oorgevlieg. En die oom sê vir die tannie, daar gaan ons windpompe op. Julle. Ja. Nou die spookskip, die Vleiende Hollander by Kaappunt, ek het nogal baie van dit gehoor, Leonie. Ja, dit is 'n bekende spookstorie, die Vliegende Hollander, né? Hoor daar so. Ja. Ja, en ek het nooit die agtergrond geken nie. So luister as ons hoop, julle vind dit baie interessant soos ons vandag hier gesels. Julle wat nou net ingeskakel het, moenie afskakel nie, bly daar. Mikkie hou Leon vas, nog steeds maar, want daai son bly mooi. 'n Nederlandse skeepskaptein Hendrik van der Decken is glo vervloek om vir ewig op die oseaan te vaar nadat hy by die Kaap in ‘n storm gevloek het. Nou vaar hy glo vir ewig met sy bemanning. Jy kan jy dink hoe bedlag is daai bemanning omdat jou baas gevloek het. 'n Spookskip wat nooit rus vind nie. Soms word gesê dit bring slegte weer of onheil vir diegene wat dit sien. Maar Leonie, ek breek nou 'n bietjie weg. Is daar nie mense wat tent om meer goed te sien as ander nie? Is daar nie wat ek probeer sê? Ja, kyk, ek wil nou nie so baie diep in dit ingaan nie, maar reeds wat ons gepraat het nou van die film wat ons geskiet het, dan het ek ook agterna 'n dokumentêr gemaak, jy weet, van so iets, jy weet hoe dit werk en alles. Maar so baie mense wat sê hulle is met die helm gebore en so, en dis wat ek sê, ek wil nie te diep in dit gaan nie. Maar ons weet definitief daar bestaan nie iets so spooke nie, maar dit uit die bonatuurlike, uit die duisternis uit wel die waarheid is en bestaan, en dat daardie mense wel in vloeke dit kan beleef. So die mense wat dit sien, as hulle, kan ek amper sê, met iemand praat soos ons, dan verstaan ek dit heeltemal waar dit kan vandaan kom, en sulke goed, maar wat dit interessant bly, is baie, baie interessant, en elke ou mens, ek wil sê ou mens wysheid, wat in wysheid leef, sal ergens vir jou 'n storie vertel van 'n klap, 'n brandklap, of iets wat gebeur het bonatuurlik, maar ja, dit is maar eintlik wat die waarheid is, maar hierdie Vleiende Hollander is 'n absolute baie bekende storie in die Kaap. Yes. Die Kaappunt spesifiek. Ja. Ek sal nogal af van hou as mense vir my sê hulle net beskryf hoe lyk dit. Ok, nou die lig van Boesmanskop. Die lig van Boesmanskop. Dis spookligte in die Karoo. Onverklaarbare lig wat snags oor die vlaktes naby Victoria Wes beweeg, duur sekondes of minute of tot sekondes. In vreemde patrone, nie soos motors of vliegtuie nie. Waarnemings sedert 1930s. Jou wetenskaplike het 3 hoofteorieë. Spanning in rotse, deur aardbewings kan klein elektriese ontlading skep wat as lig verskyn. Warm luglaag, dit buig lig van ver af, of motorligte of kampeervure en laat dit lyk asof ligte beweeg. Sekere insekte of mikroorganismes kan lig uitstraal na reën of by soutvlaktes. Geen vaste verklaring hou egter stand nie.
Die lug beweeg soms teenwind en dans op onverklaarbare maniere, verander van kleur of verdwyn skielik. Nou ja, die mense sê dis die gees van 'n boesman, jagter wat met 'n fakkel soek na sy verlore familie. Ongelooflik hierdie goed. En dan dink ek nou die dag stuur iemand vir my 'n video, luisteraars Leonie, oor vuurvliegies. Wanneer laas het jy 'n vuurvliegie gesien? En hy stuur toe vir my som hier in Stilbaai, Ja, waar 'n paar vuurvliegies onder 'n plant is en hoe een of twee opstyg. ja. Nou wonder ek so, ek praat sommer van my eie kleinkinders, of hulle nie sal dink dit is spooke nie, want ek glo nie hulle het al vuurvliegies gesien nie. En dit het my altyd geamuseer. Ja, en ongelukkig raak dit so skaars en ek wil sê, as kinders het 'n mens dit so gereeld gesien. Dis waar. En dan dink ek ook op party strande, ons was een keer op 'n vakansieplek, en dan loop jy in die aand en skop jy die sand, dan sit sulke fosfor op die sand wat so gaan. Ja. Dit is ongelooflik en dis mooi. Nou wonder 'n mens, jy weet, in die ou tyd, wat sou die mense gesê het, wat is dit? Hoe weet ons? Ons het een keer in 'n grot in Thailand, wat ons ingevaar het met die kanoe in pikdonker nag. En as jy met die water ook speel, dan is dit die fosfor en dit is ongelooflik, dit amuseer jou. Ek dink ek sal die hele nag daar gebly het, net op daardie bootjie, om daardie blou sapphire lig, jy weet, so te sien, net iets anderste. Maar ja, daar kan mense dan ook nou maar dink dit is 'n spook of wat, maar die waarheid sal maar uitkom. En toevallig by daai selfde plek waar ons was, as die branders gebreek het ook, want jy gesien in die donkerte, dis fosfor wat in die water is. Dit was pragtig. Ja. En ja, dan sit jy maar net weer terug en besef hoe nietig is ons. Nou ja, hulle sê dan, die Suid-Afrika se raaisels leef dus op 2 vlakke. Bewyse wat halfpad verduidelik, nooit alles sê nie, en die verhale wat die leemtes vul met geloof, simboliek en kultuur. Suid-Afrika se raaisels het 3 unieke eienskappe. Hulle verbind wetenskap met spiritualiteit. Feit en geloof leef saam. Hulle bewaar ou kennis en identiteite, rotstekening tot boere skatte. Hulle hulle herinner ons aan die onbekende, dat selfs in 'n wêreld vol tegnologie, daar steeds dinge is wat ons nie kan verklaar nie. En dit sal so bly. Dit is ons is te nietig. Daai misterieuse iets. Ja. En dan die kulturele legende, geskiedenis, die groot slang van die Rigtersveld. Dis 'n legende uit die Nama-volk, wat vertel van 'n reusagtige slang met diamante in sy oë wat diep in die bergklowe leef. En volgens die verhaal beskerm hy die aarde teen die gierigheid van mense die sy skat soek. Ongelooflik, ja. Niemand snap dat niemand nog daai oë gaan uithaal dit nie. Ja. En daar sê Mieke, ons is dan nou by jou 2 laaste songs aan die einde ook van die program. En die tweede een is Angels Above Me van Stick Figure. En jy vra dit dan aan vir al jou kliënte. Nou jou kliënte moet dan baie spesiaal wees. Nou as ek net so 'n stukkie van jou roem kan vat, Mieke, en vir my man as hy luister, hierdie Angels Above Me ook aan hom opdra, want dit was ons troue se dans gewees en dit sal altyd vir my baie spesiale herinneringe bring. So jou kliënte moet baie spesiaal wees en nou sal ons ook sommer aan jou dink, Mieke, wat vir jou kliënte dit gegee het. Ja, en dan die laaste ene wat Mieke gevra het, is ook vir al haar kliënte, en dit kan ek een ding sê, sy is baie kliënt georiënteer, al 2 van hulle. Leon en Mieke Durant van Stilbaai is die provider van Roan Joss vir al ons vriende en kliënte. Nou ja, Leon, weet jy, ek voel baie spesiaal, want ek is ook 'n kliënt daar so partykeer. Ja. So dis vir my ook. Ja, sy so Eerste keer wat iets vir my vra. Ons sal vir haar nou volgende keer as ons daar waar staan by die karavaan, dan kan ons ook vir haar nou ietsie sê van dit. En ons is dan nou aan die einde van ons program. Ja, dankie luisteraars. Volgende keer glo ek sal Veronica hier wees. Sy het om verskoning gevra. En sy sal terug wees. En dan moet ons nou begin oprap wat betref na die jaareinde se kant toe, moet ons goedjies in plek kry. Ja. En luisteraars, sê vir al julle vriende en familie,
as hulle kom kuier. Luister na Radio Fynbos. Wat 'n pragtige stasie. Van my kant af, dankie vir alles, mooi loop.